Die seisoen begin draai so, dis veronderstel om warmer te word en ek dink 'n klomp van ons kan getuig en sê, ons is baie opgewonde daaroor, want ek dink ons is nou so bietjie oor die koue. Ons het nou net uit 'n wonderlike reeks gekom waarin ons opgebou het na Pinkster toe, waar ons gepraat het oor die werk van die Heilige Gees in ons lewe en die tema van die reeks was gemerk. Ek en jy is gemerk deur die Heilige Gees en dit maak dat ek en jy anders lewe en dat daai gemerk nooit weer van ons afgeneem kan word nie. Ons begin vandag met 'n nuwe reeks genaamd Al my eentjies in 'n ry. En toe ek besig was om voor te berei, moes ek my vrou bel om die ou kleuterrympie te onthou. Die van julle wat dalk nog klein kinders het, sal hom goed onthou, maar ek het my woorde bietjie deurmekaar gehad. Maar hy gaan as volg: eentjies stap in 'n ry. 1 2 3 4 stapel verby. Links regs, kyk hoe maak. Reguit dam toe, kwak kwak kwak. Nou het julle geweet die mak is nie maak nie, dis MAK. OK, ek dog is altyd maak, maar in 'n geval. Maar is so mooi prentjie van hierdie eentjies wat in 'n ry loop. Nou my vrou het my so klein TikTok gestuur van 'n trok in die middel van die pad met 'n klomp eende wat net sirkel en dan sê die TikTok, my ducks in a row, maar dis chaos daar. Hierdie reeks gaan 'n metafoor wees vir jou en my lewe. Dink gou 'n bietjie saam met my na die ma-eend met al hierdie klein geel eentjies wat agter hulle ma aanskarrel. Hulle bly in 'n spesifieke orde in 'n ry, want dit orden die rigting waarheen hulle beweeg. In daardie spesifieke rigting bly hulle doelgerig en gefokus. En deur die feit dat hulle in hierdie ry stap, agter hulle ma aan, skep dit 'n omgewing dat hulle weet waarheen hulle gaan, maar saam met dit bring dit ook veiligheid. Deur hierdie metafoor te gebruik, van ons moet ons eentjies in 'n ry kry, gaan ons deur hierdie reeks ons lewe uitdaag. Ons gaan onsself uitdaag om ons lewe in orde te kry. Jy weet, ek het 'n kollega gehad, baie jare terug, dat as ons 'n predikant moes beroep, deel van ons span maak, sou hy onderhoud met die ou gehad het, en dan sou hy saam met hom uitgestap het en hom gevra het om sy kattebak oop te maak. En dan sou hy kyk na die netjiesheid van sy kattebak en 'n besluit maak oor hoe die ou se kattebak lyk. Nou, dis baie dik vir $1. Want as ek nou vir jou vra, kom ek stap saam met jou en ons gaan kyk of jou kattebak, ek gaan jou dalk nie my kattebak wil wys nie, ons gaan nie weet nie. Dis soos 'n motorhuis wat se deur jy toetrek, of daai kamer waar ek groot geword het in Springs. Mense in Harties sit nie so 'n kamer wat hulle net alles ingooi en toetrek nie. Jy weet daai, ons is baie keer in areas van ons lewe baie georden en in ander rigtings nie. Ons gaan onsself uitdaag om te prioritiseer wat regtig belangrik is. Ons gaan onsself uitdaag om met die gedagtes van Christus te lewe en sy denke toe te pas in elke area van ons lewe. Dit sluit ons geesmens, ons gedagtes, emosies, ons fisiese gesondheid, ons liggaam en dan ook ons tyd, talente en ook ons finansies. En ek wil jou verseker, ons gaan verseker uitgedaag word, want ons dink baie keer wanneer dit kom by sleutelareas in ons lewe, dat dit is soos die Here wil. Ek onthou baie keer in my grootword lewe, as ons familie groet, dan sal ons sê, sien julle binnekort, dan sal hulle sê, as die Here wil. Sien jou weer as die Here wil. Gaan jy vanaand kerk toe as die Here wil? Man, die Here wil. Ons het baie keer hierdie dinge wat ons sê, maar ons gedagtes is nie noodwendig altyd by dit wat die Here wil. En dit gaan ons uitdaag om anders te leef, anders te praat en anders te dink. Nou, vandag gaan ons bietjie kuier oor die idee of oor die tema, die gedagtes van Christus. Hoe dink ek en jy soos hy? Nou, ek wil vanmôre sê, om 'n volgeling van Jesus te wees, om in verhouding met hom te staan, is nie net 'n eenmalige besluit nie.
Dink gou 'n bietjie aan die verhoudings waarin jy staan. Jy besluit nie om een keer 'n jaar met daai persoon tyd te spandeer nie. Jy's intentioneel met jou verhoudings. Jy tel die telefoon op. Jy stuur 'n boodskapie met jou huweliksmaat. Praat en kommunikeer jy elke liewe dag mee. En as gevolg daarvan begin jy die persoon leer ken. Word dit wat vir die persoon belangrik is, vir jou belangrik, want hierdie verhouding, hierdie lewenslange reis transformeer die manier hoe die verhouding bestuur word. So word ek en jy uitgedaag in ons verhouding met die Here, dat dit nie net 'n eenmalige gebeurtenis is, of 'n een keer 'n maand uitloer en hier kom ek op vir verhouding nie. Dis 'n heel tyd, heel dag, elke oomblik van die dag, intentionele besluit om verhouding te bestuur. Ek dink die grootste uitdaging vir die manier van leef, is die feit dat ons baie keer wag vir iets om te gebeur. Verhouding wag nie om te gebeur nie. Verhouding moet intentioneel gebou word. Christus het alreeds alles gedoen sodat ons in verhouding met hom kan staan. Ons moet nou net van die stoel afklim en daardie verhouding bou. Jy sien, en dit gebeur wanneer ek en jy sy hart begin optel, sy gedagtes begin leef. En daarom in Doxodeo sal julle hoor ons mandaat oor en oor, sal ons daarvan praat. Dit begin waar ek en jy die Here leer ken. En wanneer ons die Here leer ken, begin dinge wat vir hom belangrik word, vir ons belangrik word. Ek meen, as ek net dink, toe ek my vrou net ontmoet het, was ek nooit in 'n teater gewees, tot ek haar ontmoet het nie. Kultuur was vir haar verskriklik belangrik. Sy het in 'n huis groot geword, waar haar ouers skilderye gekoop het, die regte name teen die mure gehang het. Ek meen, toe iemand vir my sê, Jeanette Duykman, wie is Jeanette Duykman? Ek het nie geweet, dis net sulke verdwaalde rose. Nou het ek Jeanette Duykmans wat in my huis hang. So skielik het die kultuurklap by my vasgeval en ons het 'n klomp pantomimes gaan kyk en 'n klomp goed gaan doen, want wat vir haar belangrik was, het skielik vir my belangrik geword. Nou leer ek die Here ken. En dit wat vir hom belangrik is, raak vir my belangrik. Ons praat van in ons mandaat om die Here te ken en dan mense lief te hê. Jy sien, want ek begin vir dieselfde goed wat hy voor lief is, lief raak. En liefde is nie net 'n emosie nie, maar liefde sit om in 'n aksie. En dit vat ons na die volgende deel van ons mandaat toe, waar ek my omgewing wil impakteer. En dit gebeur dat ek my verhouding met hom bou, sy gedagtes ontvang, dink soos hy dink, praat soos hy dink, hom akkuraat verteenwoordig, en dit gebeur deur die Heilige Gees werking in jou en my lewe, wat ons hart, gedagtes, hande, talente herbelyn om hom in alles effektief te weerspieël. Maar ons uitdaging is, ek en jy lewe van een van 3 realiteite. En ek wil dit net kortliks met julle deel. Ons lewe baie keer van 'n eksterne realiteit, 'n interne realiteit of 'n ewige realiteit. Nou vanmôre of gisteraand het die eksterne realiteit van die temperatuur ons geslaan. En jy het jou verwarmer aangesit, jy het klomp koffie gedrink en die tasbare temperatuur het 'n effek op jou en my. Vanmôre toe die alarm afgaan, het dit 'n effek op jou gehad. Jou eksterne realiteit sê vir jou om langer onder die komberse te bly, want dis koud. Toe jy uiteindelik opstaan, jy voor jou klerekas staan en jy na die 20 baadjies kyk en besluit jy het niks om aan te trek nie. Het dit jou eksterne realiteit beïnvloed? Want hoe kom ek nou kerk toe sonder 'n warm baadjie, maar hulle hang daar? Maar ek het nie een nie. Jy sien, ons eksterne realiteite word beïnvloed deur sosiale interaksie, deur omgewingsomstandighede of lewensgebeurtenisse. Ek is lief om die voorbeeld te gebruik as ek met jou redeneer en ek sê vir jou, gaan jy met water gooi, en jy sê vir my, Jonathan, dit is 7 grade. As jy my met water gooi, gaan ek baie kwaad word vir jou. Sê ek, man, wat is 'n bietjie water tussen pelle?
moenie dit doen nie, jy gaan my kwaad maak. En uiteindelik gooi ek jou met daai water en jy verloor het. 'n Goeie ou vloer dingetjie wat jy daar gooi op die sypaadjie. Ek het jou gesê, as jy my water gooi, gaan jy my kwaad maak. Die eksterne realiteit, dink gou 'n bietjie mooi, wat het ek gedoen? Het ek jou kwaad gemaak of het ek jou nat gemaak? Ja, ek het jou nie kwaad gemaak nie. Die eksterne realiteit van die water wat jou getref het jou kwaad gemaak. So toe word jou interne realiteit, Jonathan is 'n mislike, wat ook al jy dink. Jou interne realiteit word nou beïnvloed deur die bietjie water wat op jou gegooi is. Jy sien, en daarom in verhouding het ek en jy altyd 'n reaksie. My vrou kan my nie kwaad maak nie. Sy kan haar bes doen. Ek reageer oor hoe ek intern voel oor dit wat nou gebeur. Sy het nie die vermoë om my kwaad te maak nie. Ek kies om kwaad te word. Jy sien, en daarom moet ek en jy baie mooi besin oor wat ons toelaat om ons interne realiteite te beïnvloed. Jy sien, interne realiteit gaan oor 'n persoonlike interpretasie en 'n ervaring wat ons in die wêreld beleef. As ek nou vir jou moet sê, wie is die beste span in die wêreld? Rugby span in die wêreld. Ons is almal patrioties, ons gaan sê die Springbokke. Nou ons kan dit sê, want die eksterne realiteit bevestig daai interne realiteit. Ons het die wêreldbeker nou gewen vir soveel. Ons kan nie dieselfde sê in die URC nie, want dis 'n bietjie anders. Maar die eksterne realiteite beïnvloed die interne realiteite, die interpretasie. En weer eens kan ons ook sê, wanneer ek sê die blou bil is die beste, dis my realiteit. Dis nie noodwendig die waarheid nie. Dis 'n oortuiging wat ons beleef as gevolg van emosie en baie keer ervaring. Maar hier is die gevaar. Ons trek daai eksterne en interne realiteit na ons ewige realiteit toe. Here, waar is U? Ek moet die skoolfonds betaal en daar's nie geld in my rekening nie. Hoe gaan ek my krag koop? Daar's 10 eenhede oor. Ons moet die geyser aansit en ons nie geld om krag te koop tot die eerste nie. Waar is U? Wat het ek verkeerd gedoen? Hoekom is U kwaad vir my? Jy sien, is soos ek 'n SMS gekry het so rukkie terug van die bank af. Meneer Forrester, ons wil jou asseblief vra om jou rekening vir die 86.000ste keer te kom fika. Nou dink ek net by myself, verloor hulle my inligting. Ek's by dieselfde bank van die dag wat ek begin werk het. Maar nou ignoreer ek dit, want ek het dit mos al gedoen. Meneer Forrester, ons vra U, kom asseblief jou rekening fika. Nou stap ek Saterdag, ons kry mense, die trolley is vol by Woolworths, die koek is in, die chocolates is in, alles is reg. En ek kom voor by die masjien en ek druk die kaart teen en die vroukie sê, dis 'n snaakse boodskap. Ek sê, wat? Nee, hy sê nie, hy's gedecline nie, hy sê net, die kaart werk nie, of die rekening werk. Ek sê, maar, hoe is dit moontlik? Nou begin die mense klaarbrom, ja, hierdie hout nou nie geld in sy kaart nie. Nou probeer hy, ek sê, probeer maar weer, na die 4de keer, nou ek's 'n persoon, as ek kwaad word, of ek voel skaam, dan kan ek bloos. Dis hoe is, mense staan queue, jy hou nou alles op, en ek sê, okay, hou maar net hierso, dit moet nie 'n probleem wees, ek gaan gou die bank bel. 12 uur op 'n Saterdagmiddag, trolley is vol, bel die bank. O, meneer Forrester, het jy nie 'n SMS van ons gekry nie? Ja. O nee, ons het jou rekening gestop. Jy het my rekening gewat? Nee, ons het net 'n hou op hom gesit om jou te dwing om jou rekening te kom fika. Ek sê, so wat doen ons nou? Nee, ons kan nou niks vir jou doen nie. So, my eksterne realiteit word nou beïnvloed deur al daai goed. Daar's geld in die rekening, daar's kapasiteit om te koop, maar hulle het eensydig my rekening gestop. Nou loop ek al uit. Nou kan ek niks saamvat nie. Nou is dit dalk die Here se manier om my te dwing om 'n geestelike en 'n fisiese vas te beleef, want daar's nie eers 'n stukkie ou droë brood in die huis nie. Eksterne realiteit bring hierdie woede in my op en ek kan nie wag om maandag by daai bank in te stap en die bestuurder
en die finansiële direkteure, ek gaan hom nou somme, ek maak nou 'n hiperbool van hierdie ding, ek gaan almal in die wêreld laat weet, en ek stap daar in en sê somme vir hulle, ek wil net vir julle sê, ek is die predikant van 'n kerk met 20.000 vennote, en ek gaan Sondag vir hulle almal sê om hulle rekeninge by julle toe te maak, as gevolg van hierdie patetiese swak diens wat ek van julle kry. Of soms gebeur dit, dat eksterne realiteite gebeur, hierdie interne emosie losmaak, en dan begin ons twyfel in die ewige onveranderlikheid van die Here. Hoe kan God 'n goeie God wees, as hierdie goed gebeur? Ek sit eendag in 'n kantoor met 'n ou vriend, met 'n vriend van my, en ek bid lank vir hom, hy het saam met my cricket gespeel, hy is een van die ouens, hy speel nie eens cricket sonder 'n mes in sy broek nie, altyd 'n mes by hom, harde ou, ongenaakbaar, jy ken sulke ouens dat, ja, ongenaakbare ou, en die Here maak in 'n oomblik 'n geleentheid oop waar ons praat, en hy vertel my van sy dogtertjie, wat daai Kawasaki griep gehad het, wat die hartspiertjie aantas, en al twee is siek, en hy slaap saam met die een dogtertjie, en sy vrou saam met die ander dogtertjie, en hy word wakker die oggend langs die enetjie wat saam met hom geslaap het, en sy is oorlede in haar slaap. En hy kom by die begrafnis, en die begrafnisbriefie sê, die Here het gekies om 'n blom vir sy tuin te pluk. En hy sê daar, in sy hart, hoe kan God so wreed wees om my 7-jarige blouoog dogtertjie te vat oor sy selfsug? Hy wil niks met die Here te doen hê nie, niks. Nou ek op my beste is nie 'n emosionele ou nie, maar in daai oomblik maak die Here my so sag vir dit wat daar gebeur, dat ek om verskoning vra, en die Here bestuur daai hele saak in 'n totale ander manier. Maar hoor wat het met hom gebeur in sy fisiese kapasiteit, en hoe dit sy persepsie, sy ewige realiteit van God beïnvloed het. Kom ek vir jou sê vanmôre, dinge gebeur. Die wêreld's gebroke. En omdat die wêreld gebroke is, doen jy dalk besigheid met mense en hulle steel 'n klomp geld by jou. Mense verontagsaam verkeersreëls en hulle stamp jou kar. Dis nie God wat gemaak het dat iemand by jou geld steel nie. God bly goed. God bly onveranderd en God sal dit uitwerk in die toekoms tot jou voordeel, maar ons weet nie in daai oomblik hoe nie. Maar dis die wete dat jy weet, dat jy weet, dat jy weet, dat jy weet. God is onveranderlik en God is in hierdie proses. So ek wil julle vanmôre aanmoedig dat ons onsself sal vasmaak in die waarheid van sy woord en nie sal toelaat dat die wêreld sy opinie op ons afdruk nie. Want hoor wat sê Romeine 12 vers 2 in die boodskap. Moenie so goed aan jou kultuur gewoond raak dat jy daarin inpas sonder om eers te dink nie. Jy sien, wanneer ek en jy by die werk is, lyk ons anders of is ons dieselfde? Wanneer ek en jy om 'n braaivleisvuur sit, kyk, daar's nie 'n beter plek om te kla oor die regering en politiek en sport te praat as om 'n braaivleisvuur nie. En die ironie vir my is baie keer, die vuur brand, ek meen ons het 40 sakke hout, want ons gaan nou braai. Ons maak net eers seker, my vrou raak kriewelrig as ek sê ons gaan braai. Want dan gee sy vir almal kos, want sy weet ons braai eers oor 4 ure. Jy moet ons eers 'n ordentlike vuur pak. Kan nie op gas braai nie, jy braai op hout, in elk geval. Dis net my opinie. En dan het ons hierdie dik stukke ramp. En daar's wors en ribbetjies, maar ons kla om daai vuur oor hoe sleg dit is in ons land. Is dit nie 'n hiperbool nie? Hoe sleg is dit in hierdie land van ons, waar in hierdie land op pad is, terwyl ek nie die kapasiteit het om die eksterne realiteit te beïnvloed met die ewige waarde oor wie Christus sê hy is. Ek weier om te glo, daar's nie hoop vir ons land nie. Ek weier om te glo, ons kinders gaan dit nie maak in hierdie land nie. Ons kinders gaan die hoogste sport, geestelik, en in wat ook al hulle wil bereik, en ek praat, wanneer ek sê ons, dan praat ek van ons, as sy kinders. Ons gaan dit sien. Ons 'n hoopvolle toekoms vir ons in hierdie land.
Nie in 'n ander land nie, in hierdie land. Hulle sê ons altyd, ja, maar die gras is groener aan daai kant. Verseker, hulle het meer kompos daar. Hier verstaan ons die maak van die kompos. Want ons is ten minste deel van dit. Maar nou is ons in 'n ander plek, ons verstaan nie die omgewing nie, ons verstaan nie die politiek baie keer nie, en hier sit ons, en ons weet nie wat om ons aangaan nie. Hier kan ons dit ten minste half bestuur. Moenie so goed aan jou kultuur gewoond raak, dat jy daarby inpas, sonder om eers daaraan te dink nie. Toe ek nog rugby gespeel het in die Oosrand, speel ons 1 jaar teen Oosrand polisie. En 'n klomp ouens sê toe vir ons voor die tyd, as jy teen hierdie manne speel, moet jy weet, die houe val. Ons wil net weet, ek en 'n vriend speel saam, ons swat toe nog op daai stadium teologie. As die fight kom, wanneer hy kom, kan ons op julle staat maak. Ek meen, dis nou moeilik, nee, want onthou, ons praat van akkuraat hierdie lewenstyl leef. En hierdie vriend voor ek kan antwoord sê, die Bybel sê, draai die wang, maar daarna sê hy niks nie, ek sin. Okay, hy sin. Want die kultuur vereis, dat as hulle aan een man vat hulle aan almal van ons. En ek sê dit nou ligtelik. Ouens, ons is veronderstel om radikaal te wees in elke omgewing waar ons is. Mense moet weet, ons gaan nie na daai plek toe kan gaan nie, want Jonathan of ek of ander gaan nie saam met ons wil gaan nie. Want hulle steun die kultuur. Die kultuur probeer vir ons sê, daar is nie hoop nie, ons gaan nou maar net deurdruk. Ekonomie gaan al hoe erger word, en. Maar die skrif kom en beklemtoon dat ons gedagtes moet verander. Ons moet anders praat, want wat jou hart van vol is, kom by jou mond uit. Spreek dit, sê dit, doen dit, en jou gedrag, en hoe jy optree, beïnvloed alles in jou lewe. Ek onthou toe Dian 'n klein seentjie was, het hy na ons toe gekom en hy het gesê, hy gaan eendag sport vir 'n lewe doen. En dan weet jy baie keer, jy as 'n ouer wil jou kinders grond en jy wil hê hulle moet realisties wees. Maar ek wil gou vanmôre 'n ding sê. Realisme is 'n anti-geloofstoestand. Hoor gou 'n bietjie vanmôre wat ek sê. Realisme sê, ek kan nie 'n trei brei nie, want ek het 2 linkerhande. Maar geloof sê, jy kan alles doen, want jy's in staat daartoe, tot Christus wat jou die krag gee. Maar die punt wat ek daardeur wil maak, is alles wat hy in sy lewe gedoen het, die handeling van sy lewe, die planne wat hy gemaak het, die deursettingsvermoë, is vir daai spesifieke doel. Antikultuur, wanneer sy vriende gesit het op 'n bank, het hy my gehad om saam met hom 'n klomp ander goed te doen. En ek wou deel van daai proses wees, om te sien waar jy in sy besluite omvat. Die verandering van jou gedagtes maak dat jy anders lyk as die patroon van die wêreld. Jy weet, toe ek weer kyk na die mense wat die Comrades hardloop, ek moet vir jou sê, ek het die ongelooflikste respek vir mense. Ek het nou die dag 21 gaan hardloop, en toe ek daar klaar is, toe dink ek, Here, ek weet nie of ek moet bid dat daai mense verstand moet kry nie. Want na 21, toe dink ek nou, dis net 'n kwart van daai wedloop. My voete is seer, ek moet ander skoene gaan koop. Hulle hardloop 86 kilometer, doelgerig, beplant, om uitdrukking te gee aan dit wat hulle doen. Ouens, vir ons om akkuraat te leef, beteken ons moet ons gedagtes verander. Niemand het hulle op daai pad geskop en hulle van agter af gestoot nie. Hulle moes self hardloop. En weet jy waar gebeur die grootste wedloop? Wanneer jy so ver hardloop, tussen jou ore. Dit gebeur nie in die hardloop nie. Dit gebeur tussen jou ore. Wanneer jou liggaam vir jou sê, nou moet ek ophou, kies jy om teen jou liggaam te besluit en te sê, ek gaan aan. Wanneer dit voel of jou groot toon wil breek as gevolg van hoe seer jou naels is, sê jy vir jouself, ek gaan aan. Ek gaan nie nou ophou hardloop nie, want as ek ophou hardloop, gaan ek nie weer beweeg nie.
Maar saam met dit begin daai deursettingsvermoë en die geloof gebou word. Christus het klaar die Heilige Gees vir jou en my gegee, wat ons bekwaam maak om dit te kan doen. Maar iewers moet ek en jy kies om van die boot af te klim, of ons geestelike skoene aan te trek en te sê, nou gaan ek akkuraat leef, nou gaan ek dit doen. My gedagtes gaan my gedrag begin beïnvloed, want jy is nie 'n Comrades hardloper, tot jy nie die Comrades gehardloop het nie. Jy kan al die teorieë, die regte skoene en die horlosies hê. As jy nie die wedloop gehardloop het nie, het jy niks om te sê nie. Jy sien, hy help ons om 'n lewe te leef wat goed, aanvaarbaar en volmaak is. Hoor wat sê 1 Korintiërs 2 vers 12 tot 16. Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat menslike wysheid leer nie, maar met die wat natuurlike mens neem na die dinge van die gees van God, want dit is vir hom dwaasheid. Hy kan nie dit verstaan nie, die werk van die gees nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge, self egter word hy deur niemand beoordeel nie. Want wie het die sin van die Here geken, dat hy hom sou kan onderrig? Maar ons het die sin van Christus. Ons het die sin van Christus. Met ander woorde, wanneer ek en jy kies om vanuit hierdie ewigheidsverwysing te leef, dan begin ek en jy geestelike gesondheid beleef. Ouens, ons het nodig om geestelik gesond te wees, en ons gaan oor emosionele gesondheid praat, maar wanneer ek en jy konstant bekommerd is, konstant nie weet waar ons heen gaan, en wat gaan gebeur nie, begin ons geestelik ongesond word, begin ons twyfel in wie God is, en God se plan vir jou en my is, dat ons voluit in elke kapasiteit van ons lewe kan leef. God wil hê ons moet weet, hy is goed en getrou, en dat ons van daai fondasie af leef, maar ons het nodig om te kies, om vas te hou aan daai waarheid en daai belofte. Hoor wat sê Titus 3 vers 4 tot 7. Maar toe die goedertierenheid van God ons verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op die grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons verlosser, sodat ons geregverdig deur sy genade erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Jy sien, ons het nodig om te verstaan dat die Heilige Gees ons al reeds herontwerp, herontplooi en bekragtig het. Dit beteken die afstand tussen hom en ons is vir ewig weggevat, verwyder, herstel. Maar nou moet ons verstaan, dit was 'n doelbewuste herstel. En ek en jy moet kies om in daai doelbewuste herstel te lewe. Want dit bevestig sy genade en sy vermoë in ons lewe. Jy sien, geestelike gesondheid vra van jou en my om intentioneel met dit te werk. Intentioneel, elke dag te kies om ons geestelik gesond te hou. Soos ek nou gesê het, om goeie verhoudings te hê gebeur nie net nie. Dit vat intentionele besluitneming om daai verhoudings met mense te bou. En in ooreenstemming met sy wil vir ons, goeie verhouding, het ek en jy nodig om op te daag. Het ek en jy nodig om tyd in te sit. Johannes 1 wat sê in die begin was die woord, kan ons regtige verhouding met die Here hê, as ons nie verhouding het met die woord nie? Kan ons verhouding met die Here hê, as ons nie gebedstyd inruim en kommunikeer met hom nie? Want wat is die basis van my verhouding met my vrou? Die feit dat ek 'n salaris tot die huis bring, dat ek op die bank sit en nie met hulle praat nie? Verseker nie. Wanneer ek jong mense begelei om te trou, sê ek altyd vir hulle, die basis van enige verhouding is kommunikasie. As jy nie met mekaar praat nie, het jy nie verhouding met mekaar nie. Ons het nie verhouding nie. Verhouding met die Here.
En dan, dis hoekom hierdie byeenkoms vanmôre ook belangrik is, want dis die derde komponent. Is ons daag op. Ons daag op om ons tyd te gee, om ons talente te gee, om ons finansies te gee. Want hier's die ander ding. Ek's getroud met my vrou, maar ek daag nooit op nie. Waar is jou man? Ek weet nie. Ek sien hom dalk so 1 keer 'n jaar. Is dit 'n huwelik? Ek dink vir party mense voel hulle, "Jesus, dis dalk 'n veilige huwelik want ons gaan mekaar nie doodmaak nie. Sien mekaar net 1 keer 'n jaar." Nee. Ek's elke dag in dieselfde teenwoordigheid van my vrou. Ek lag op 'n stadium, ek het nie geweet dis vreemd nie. Toe my vrou nog by Oosskool was, het een van die sekretarisses eendag vir haar gesê, "Luister, is jou man oukei?" Sy sê, "Hoekom?" "Nee, ons beleef net dat hy jou baie bel." Sy sê, "Baie bel is 2 keer 'n dag." "My man bel my nie 2 keer 'n dag nie." Okay, ek het nie geweet dis vreemd nie, maar ek hou daarvan om met my vrou te praat. Ek stuur nie vir haar WhatsApp nie, ek bel haar. Ek is nog daai era wat nie lekker tik nie. Dit is makliker om te kommunikeer. Is dalk deel van my, maar ek bel haar. Hoekom? Want ek's intentioneel met my verhouding met haar. Ouens, ons gaan net geestelike gesondheid beleef in die vlak wat ek en jy bereid is om in te sit. Dit kom nie van self nie. Die Heilige Gees gee ons die vermoë om te transformeer na dit wat hy ons voorgeroep het. Hoor wat sê Johannes 14 vers 12. Hy sê, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, ons glo in hom. Die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Ek en jy sal daai werk doen, maar hoor wat hy sê, dit begin by geloof. Ek kan die Comrades klaarmaak. Ek glo ek kan. Ek glo ek kan 'n silwer hardloop. Maar my glo beteken niks as ek nie op die pad klim en begin oefen nie. Saartjies nek 24 keer 'n dag uithardloop om net by die bulte uit te kom nie. Dit gaan nie gebeur as ek nie dit begin doen nie. Geestelik presies dieselfde. Die werke wat ek doen, sal hy ook doen. So dit beteken ons moet ons hande in die modder steek en ons moet begin akkuraat leef en ons moet sy voorbeeld begin leef. Hy sê, hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Ek wil vanmôre sê, ouens, dis so 'n voorreg om deur die Heilige Gees te kan bekragtig en bemagtig word. Dieselfde kwaliteit geestelike lewe te ervaar wat Jesus op aarde met sy Vader ervaar het. Dis ons deel. En die Heilige Gees maak dit in ons lewe moontlik. Ons lewe vanaf sy opinie en nie van die wêreld se opinie nie. Toe ons nou vir klein Leon ingeseën het, was ek ernstig toe ek dit sê. Die wêreld het 'n opinie oor jou en my. Die wêreld probeer sy opinie oor mense afdwing. Ek onthou eendag kom Marco by die huis en daar's vir hom iets gesê en hy was hartseer en gebroken daaroor en hy het op 'n stadium dit aangetrek. Toe sê ek vir hom, seun, waarom sal jy worry? Ekskuus my slang. Waarom sal jy bekommerd wees oor wat iemand vir jou sê? Nou, ek's 'n baie sterk ekstrovert, julle kom agter. En dis vir my belangrik, omdat ek sosiaal ook is, dat mense van my hou. Maar ek sê dit vanmôre met die grootste vrymoedigheid. Ek sou okay daarmee as julle nie van my hou nie. Sal my sleg wees, want julle gaan baie uitmis. Want ek's 'n oulike ouetjie. My vrou sê ook vir my ek's 'n oulike ouetjie. Maar weet jy wat? As julle nie van my hou nie, môre sal die son weer skyn. Maar my vrou en my familie is krities wat hulle van my dink. As dit net hulle is in my sakkie, dan gaan ek dit maak. Maak nie saak nie. Waarom sal ek en jy, waarom sal ons so afhanklik wees van die gedagtes van die wêreld, dat ons 'n leefstyl baie keer leef, wat ons nie kan leef nie, net sodat mense se opinie oor ons saak maak. Ek het 'n vriend gehad in Springs, wat gehoor het, hulle kry 7% verhoging. En dan wanneer hy daai verhoging kry, dan werk hy hom al klaar in die nuwe kar wat hy koop. Hy het hom nog nie eers gekry nie, maar sy lewenstyl verander klaar. Sodat hy by die kerk kan inry op 'n Sondag en mense kan sê, "Ooh, Philip, ek hou van daai kar van jou, jong."
En dan voel ek goed. En dan voel ek gewaardeer. En dan voel ek, mense dink ek's belangrik. Ons lewe baie keer 'n leefstyl wat ons nie kan bekostig nie, sodat ons gedagtes oor onsself beter kan word en ander mense ons beter kan beleef. God se opinie oor jou en my, en dit wat hy oor jou en my sê, sy gedagtes oor ons, moet die verwysing, die interne, die ewige realiteit beïnvloed, waarvan ek en jy lewe. Hy herinner ons, dat ons leefstyl, ons besluite, ons eentjies wat ons in 'n ry kry, ons vat na 'n plek toe, van wie ons is in Christus, en hoe ons hierdie Christus deur ons lewens verteenwoordig. Ons moet kies, om gelei word deur die gees van God, in plaas van die gees van die wêreld. Die wêreld probeer weer vir jou sê, dit gaan nie gebeur nie, jy het nie 'n kans nie, terwyl God se uitspraak totaal en al anders is. Ek wil jou vra, na wie se stem wil jy luister? Stem van die wêreld, of die stem van die Heilige Gees in jou lewe? Hy werk in ons, deur sy woord, deur gebed, deur sy gees wat ons aanspoor om dit te doen. Ons het nodig om te kies om aandagtig na hom te luister. 'n Plek waar hy ons transformeer van 'n geestelike baba, as ek dit so kan sê, tot 'n geestelike volwassene, wat die volheid van dit wat hy vir ons beplan, beleef. Vanmôre wil ek jou uitdaag vir 'n oomblik, en jy's welkom om jou oë saam met my te sluit. Terwyl jy jou oë sluit, en Kyle ons met musiek gaan begelei, is 'n baie persoonlike oomblik, want ek wil jou persoonlik vra. As jy jou lewe moet evalueer, en jy moet jou geestes toestand evalueer, hoe gaan dit met jou gesondheid? Jy sien, fisies kan ons baie keer sien as iemand siek voel. Jy sien dit in sy oë, jy sien dit in sy gelaat, en jy sien dit in sy gemoed. Maar ons is soms meesters om ons geestestoestand weg te steek. Ons eksterne realiteit beïnvloed ons interne realiteit en ons emosies, en ons ly baie keer aan toestande as gevolg van 'n geestesongesondheid, omdat ons van die verkeerde fondasie af leef. As jy dit vanmôre evalueer, waar bevind jy jouself? Hoe sal jy dit meet? En as jy dit vanmôre meet, hoe kan ek myself geestelik gesond maak? Ek dink in ons lewe kan ons nooit ophou om te streef na geestelike gesondheid nie. En as jy vanmôre op 'n plek is waar jy uitdagings het in jou geestelike gesondheid, fantasties. Want dan kan jy herbelyn om 'n keuse te maak vanmôre om te werk aan jou geestesgesondheid. Om vanmôre te kies en te sê, Here, U word my hoogste prioriteit. U gedagtes oor my word vir my die kompas waar volgens ek my lewe rig. Dit wat U oor my sê, dit wat U oor my droom, word vir my die belangrikste beginsels. Dan wil ek vir jou sê, as jy dit vanmôre in jou lewe kan beamoen, is jy op pad na geestesgesondheid toe. Maar vanmôre het ons nodig om 'n lyn in die sand te trek en te sê tot hier toe en nie verder nie. Ek lag in die week terwyl elke oog gesluit is, vier ons 'n verjaarsdag in die span. En wanneer ons dit doen, kry hulle die lekkerste koek en tertjies en lekker goed. En ek lag van die dames sê, Maandag begin ons met 'n reg eet herbeplan oor ons gesondheid. En ek maak die aanmerking en ek sê, Maandag, hoekom nie vandag nie? Hoekom nie in die oë van die koek en die tertjies en die lekker goed nou te besluit? Jy sien, geestelik doen ons baie keer presies dieselfde. Die Heilige Gees kom en konfronteer ons en ons dink, maar ons is nou hier. Die koek is klaar hier. Dit sal nie saak maak om Maandag te begin nie. Weet jy wat gebeur baie keer met Maandag? Hy word Woensdag. En hy word Vrydag.
En hy word soos in my geval 9 jaar later. Net omdat ek nie die streep in die sand trek nie. Wil jy nie vandag saam met my besluit om te sê tot hier toe en nie verder nie? Ek vat verantwoordelikheid vir my geestesgesondheid. Hoe? Deur die leiding van die Heilige Gees in my, sodat ek sy gedagtes van wie hy sê hy is, wat hy in my gedoen het en wat hy deur my wil doen, my hoogste prioriteit sal maak, en dat ek van daai wêreld sal leef en nie van die wêreld en die opinie en die gedagtes van dit wat die wêreld vir my probeer sê nie. En net vir 'n oomblik wil ek jou geleentheid gee om daai streep in die sand nou te trek en daai besluit te maak en daai besluit ten volle te leef. Dankie, Here. Dankie, Here. Here, wanneer ons dink aan eentjies stap in 'n ry, die waarde van hierdie storie, hierdie voorbeeld, hierdie analogie wat 'n verwysing word van ons lewe. Ons dink baie keer ons lewe sterk in die Gees en U is daar en ons laat so baie goed in ons lewe na. Ons is gees, siel en liggaam. En dat ons moet goeie rentmeesters wees van elke komponent van ons lewe. En as daar een area in ons lewe is wat nie gesond is nie, dit eintlik al die ander areas van ons lewens beïnvloed. En ons verstaan vanmôre, die wêreld het 'n baie beduidende idee oor hoe hy ons wil klassifiseer. Toelaat dat dinge in ons eksterne wêreld, in ons eksterne realiteite gebeur, wat die waarheid en die ewigheid van wie U is beïnvloed. Maar vanmôre kom ons en trek ons die streep in die sand en sê, ons lewe nie meer van daardie verwysing nie. Maar ons laat toe dat die Heilige Gees kom en ons gedagtes kom transformeer, U gedagtes. En ons kom vestig en dat ons van U woorde af leef. Maar Here, ek bid dat dit nie net gedagtes sal wees nie, maar dat die gedagtes in ons hart en in ons gees sal posvat. En dat die gedagtes, die handeling van ons lewe, hoe ons U uitdruk, hoe ons met mense interaksie het en hoe dit deur ons geloof weerspieël word. Elke oomblik van ons lewe sal deurskemer. En dat ons nooit sal twyfel oor wie U sê U is, wat U gedoen het en wat U nog gaan doen nie. Help ons om die verantwoordelikheid te verstaan. Ek moet al my eentjies in 'n ry kry. Ek moet my geestesgesondheid bestuur. Ek, saam met U, is verantwoordelik vir hierdie proses en hierdie verhouding in my lewe. En ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.